Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Woensdag 14 Januarie, om na eensgesindheid te streef. Kom ons open met gebed. Liewe Vader, ons dankie, ons loof U en ons prys U vir nog 'n dag en nog 'n studie. Liewe Vader, laat U wil geskied en laat U lig hier deurskyn. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Die tema van Jesus se laaste gebed vir sy disippels was dat hulle eensgesind moes wees. Jesus het verder as die kruis gekyk, na sy herinnering met sy Vader en met ons. Ons lees in Johannes 17 vers 24 die volgende. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondleg van die wêreld. Jesus het gebid in Johannes 17 vers 11 dat die Vader sy kinders moet bewaar sodat hulle een kan wees net soos ons. Hy het ook die vreeslike gevolge van verdeeldheid beklemtoon. Dit word 'n rede vir baie om nie te glo nie. 2 keer in hierdie kort gebed beklemtoon Jesus ons een wees met hom en die Vader in Johannes 17 vers 21 en 23 sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het en dat die wêreld kan weet dat U my gestuur het. Lees Filippense 1 vers 27 en vergelyk dit met Johannes 17 vers 17 tot 19. Waarna verwys beide Jesus en Paulus wat onontbeerlik is om eenheid in die kerk tot stand te bring. Ons lees Filippense 1 vers 27. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dat ek wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor dat julle in een gees vas staan en een van siel, saam stry vir die geloof van die evangelie. Ons lees ook nou Johannes 17 vers 17 tot 19. Heilig julle in U waarheid, U woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek ook hulle in die wêreld gestuur, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Johannes 17 vers 17 tot 19. Die Griekse woord wat in Filippense 1 vers 27 vertaal word as gedra julle waardig is politeomai, wat beteken om as 'n burger te leef. Nie van enige aardse koninkryk nie, maar as 'n burger van die hemelse koninkryk. Die bergpredikasie skilder 'n pragtige prent van wat dit beteken om kinders van die hemelse Vader en lede van sy koninkryk te wees. Arm van gees, sagmoedig, honger en dors na die geregtigheid, barmhartig, rein van hart, vredemaker, om die ander wang te draai, om jou vyand lief te hê, om te seën die wat julle vervloek, om goed te doen aan die wat jou haat. Kortliks sê Micha 6 vers 8 om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dit is moeilik om ontsteld met of kwaad vir so iemand met hierdie karaktertrekke te wees, is dit nie? Soms verafskeer ons mense wat lyk asof hulle te goed is. Ons mag selfs versoek word om hulle te verneder of om 'n swakheid in hulle te vind om te bewys dat hulle nie so goed is as wat hulle wil voorgee nie, en dit alles sodat ons beter oor onsself kan voel. In plaas daarvan, hoekom kan ons nie liewer probeer om meer liefdevol, vrygewig, barmhartig en genadig te wees nie? Ellen G. White het na diegene verwys in Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 277, wat vir die wêreld en wat dit aanbied meer lief is as vir God of vir die waarheid. Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 277.
So dikwels ontstaan onenigheid in die kerk as gevolg van trotsheid. Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 240 en 241 sê vir ons die volgende. Na mate trotsheid en wêreldse eersig vertroetel was, het die gees van Christus uit die kerk onttrek en het wetywering, verdeeldheid en onenigheid oorgeneem om die kerk te verwar en te verswak. Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 240 en 241 vry vertaal. Dit is uiters belangrik dat elkeen van ons Jesus se voorbeeld van nederigheid en sagmoedigheid moet volg. Hoe anders sal ons kerk nie wees nie?